So, ons het 'n nuwe kwartaal wat begin het, of is dit termyn? Hoe sê ons nou hierso? Ek weet nie, ons is baie keer. Kwartaal, dink so, né? So, en ek dink die somer is op pad, een van die dae is dit lente, so, dan kan ons daai warm komberse afskop, en vroeër opstaan, so, goed, is julle reg vanoggend, julle notaboeke uit, Bybel, en al julle plekkies wil jy vra wil skryf. Dankie Chris vir die woord, die songs wat ons gesing het. En baie kere gaan dit nie net oor die lied, het gaan oor die woorde, gaan oor dit wat ons sing, dit wat lewendig tref in ons harte. En nooit dag hierso by kry hulle kennisgewing by 'n perdryskool wat sê for fast riders we have fast horses. For slow riders, we have slow horses. For those who have never ridden, we have horses that have never been ridden. So, en vanoggend wil ek praat oor vrygewigheid. Dit wat ons kan gebruik, het ons 'n skrien daarop. Het ons hom daar. Breek die mag van Mammon oor ons. Nou, ons gaan ek vanoggend bietjie praat daaroor. Mense wat gee, is nie vrygewig nie. Vrygewige mense is vrygewig. Kan dit weer sê? Mense wat gee is nie vrygewig nie. Vrygewige mense is vrygewig. Mense wat gee en nie vrygewig is nie, is baie keer mense wat uitgee uit 'n skuldgevoel, 'n verpligting, omdat ek moontlik sleg voel, of iemand my georeed het, of ek in daai moment was, al hierdie persoonlikhede, ouens, extrovert, jy weet, meneer, koop hom nou, dan koop ek hom, of ek betaal nou, jy weet, ek gee, want ek is hier in 'n emosionele toestand, en dan is dit belangrik, dat ons moet bepaal, voordat ons, weet, met ons begroting, wat ons sit en sê, okay, hoeveel gaan ek gee? En dan gaan iemand nie net hier verbykom, en dan, weet, amper soos 'n rondreisende prediker, en sê, ek weet sien, gee ek al my geld vir hom. So, dit bepaal voor die tyd af, wat jy gaan gee, en waar jy gaan gee. En wanneer ons gee ons nie meer uit skuldgevoel nie, en vrygewigheid begin in jou hart, en nie in jou beursie nie. Louise het laasweek gepraat oor, het gaan oor jou hart. Nou, ons praat oor Mammon. Mammon is, ons gaan nou sien bietjie 'n paar dinge, wat is Mammon, en sy het so bietjie daaroor gepraat. Vrygewigheid begin in jou hart en nie in jou beursie nie. Vrygewigheid breek die greep van materialisme of materialisme oor jou lewe, om te gee. Ek weet, daai ding van, is interessant, die gees van Mammon, hy is mos net op geld. Nee, geld is nie die probleem nie, dis die gees wat op hy geld is. Dis iemand wat gesê het, jy weet, miskien moet ek die twee dinge noem, maar kom ons sê die eerste een sê, hy sê, jy weet, jy het in jou gedagte, weet, as Here net vir my hierdie huis laat verkoop, dan gaan ek my volle 10de gee. En tot ek hy kontant het, dan is hy gees van Mammon oor hom. Dan dink ek, nee, dis nou nie, dis 'n bietjie 'n groot bedrag, nee. Jy weet, dan so het gaan aan. En eendag toe praat hulle met 'n ou pastoor, hy vertel in Middelburg, of Witbank, sê hy, sit 'n boer daar of 'n besigheidsman, hy sê, pastoor, iemand asseblief my bid vir my finansies, man, dit gaan verskriklik sleg. Hy sê, nee, ons kan bid, maar nou is dit goed gaan met jou 10de gee. Hy sê, ja, nee, dis definitief die eerste ding wat ek moet doen. Hy sê, en so gaan die maande aan, en die broer gaan, dit begin te blom, die ou se besigheid groei, man, en na hand kom die pastoor om toe, hy sê, jou broer, nou lyk dit met die 10de, hy sê, weet pastoor, 'n ryk man dink ons anderster. 'n ryk man dink ons nou anderster, ons gaan nou nie gee nie. Maar, dit gaan oor die gees van Mammon, eweslik wanneer daar's 'n gees van Mammon is iets wat in my, wat oorheers, wat vir God uit die pad uitstoot, soos ek sommer sê. Hy is die nommer 1 in my lewe. Nou, dit kan verskillende goeders wees. En, Matteus 6:24, as julle daar saam mee lees, niemand kan 2 here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Louise het dit laasweek mooi verduidelik, die wat nie was nie, kan julle na die boodskap ook luister. Jy kan arm of ryk wees, maar baie keer het jy die vrees vir die toekoms, of jy arm of ryk gaan. So dit gaan nie Mammon, die gees van Mammon gaan nie oor arm of ryk nie. So, die woord Mammon is 'n Arameese woord wat oorspronklik beteken het, waarin 'n mens sy vertroue stel. Waarin stel jy jou vertroue? Dis jou Mammon. As dit finansies is dit, jy weet, jou gemak is, of wat ook al, dis wat jy jou fokus instel.
Dis oorspronklik beteken dit waarin 'n mens sy vertroue stel, of sy rykdom. Mammon, dis wanneer ek meer vertrou, dit waarin ek meer vertrou, as wat ek God vertrou. Mammon is die term, hy sê in Engels, mammon is a term of earthly goods, property or riches, that can distract us from God. Nou is een ou gesê, I was rich and I was poor. Rich is better. Stem julle saam? I was rich and I was poor, but rich is better. Mammon is 'n demoon wat gierigheid beliggaam en mense beïnvloed om wêreldskatte na te streef. Dis nogal 'n sterk uitdrukking daar. Is 'n demoon wat gierigheid beliggaam en mense beïnvloed om wêreldskatte na te streef. Breek die mag en hou vas van mammon oor jou lewe. Breek die mag van mammon oor jou lewe. Nou wat is mammon? Ons sê dit baie keer is geld, maar is dit wat meer jou fokus is heeltemal iets anderster. Nou, ek praat met Marianne oor die week, ek sê laat my dink altyd, die oomblik as mense in die kerk praat oor geld, dan kry 'n paar ouens so 'n gevoel van, wat wil die kerk alweer geld? En dan sê ek vaak, wonder of dit nie die gees van mammon is wat dan manifesteer nie. So, wat het gebeur met ons almal? Wat soek die ouens nou, jy weet? So, hoe gaan ons die mag van mammon oor ons lewe breek? Daai mag van wat jou fokus, jou nommer 1 fokus is in jou lewe. Hoe gaan ons dit kan breek? Nou jy sit hier vanoggend en dink jy, ag weet jy wat, ek het daai goed uitgesorteer in my lewe. Maar daar's miskien iets wat 'n hoër prioriteit in jou lewe is as God homself. En dit word 'n mammon in jou lewe. Hoe gaan ons dit breek? Nommer 1, om te gee deur gehoorsaamheid en vrygewigheid. Om te gee deur gehoorsaamheid en vrygewigheid. Nou gee ek nie omdat ek uit skuldgevoel is nie. Ek gee omdat ek reeds, en ek het verlede Sondag oor gepraat, Johannes 15, hy sê as ons hom is en hy in ons, dan kan ons hom vra net as ons wil, en dan ontdek ons wat sy liefde vir ons is, en onmiddellik as ek sy liefde ontdek, hoe meer ek ontdek, hoe oper gaan my hand. Het jy al gesien, ou wat regtig 'n ontmoeting met God gehad het, sy hand is oop. Ou wat nog nie 'n ontmoeting met God gehad het nie, of het bedroog in sy geestelike lewe geraak, sy hand word al hoe meer toe. Is dit so, of is dit nou net, is seker in Boksburg, nie hier nie. Maar ek hoop nie iemand kom van Boksburg af nie. Alright, jou verhouding bepaal jou openheid van jou hart, die openbaring van wie God die Vader vir jou is, hoe geoper gaan jou hand. Hoe meer jy sy liefde ontdek, hoe oper gaan jou hand. Dis hoe om te gee deur gehoorsaamheid en vrygewigheid. Ek is nie onder dwang nie, ek is nie onder die wet nie, maar ek is in Christus. Nommer 2, hoe kan ek die mammon gees oor my breek? Goeie werke deur liefde, om goeie werke te doen. En ek sal dit nou 'n bietjie daar verduidelik. Iemand sê eendag, money, it can add meaning to your life, but it's not the meaning of life. And Stanley said it is the means to the end. Money should serve us and not the other way around. Dit is 'n middel tot 'n doel. Dit is 'n kanaal wat deur God werk. Hy kan jou net gebruik vir 'n kanaal. Die oomblik wanneer 'n kanaal is hy oop. Wanneer hy verstop is, dan bou hy alles op soos die dooie see. Hy kry net in, maar hy gee niks uit nie. Het julle geweet? Dis wat die dooie see gebeur. Dis hoekom hy so vol sout is. Hy het net 'n ingang, maar hy het nie uitgang nie. En dis hoekom baie mense se lewens het net 'n inkry, maar hulle het nie uitgaan nie. En as jy naby hulle kom, dan is hulle versout. Dis 'n middel tot 'n doel. Dit wat God vir jou gegee het. Jy sien, iemand het eendag gesê, hou dit net saggies vas. As jy iets gekry het, moet dit nie te styf vashou nie, want God kan enige tyd dit van jou vra. Hou dit nie, moet nie te styf vashou nie. O, jene, hierdie is myne. O, niemand moet vat nie. Hy sê, hou dit saggies vas, soos dat God dit wil gebruik, dat dit net kan gaan. So maklik soos dit. En dis wat baie keer die gees van mammon oor ons doen. Hou net vas, daar gaan nie genoeg wees vir die toekoms nie. God gaan nie vir daai oomblik vir jou wees nie. En ons gaan nou 'n bietjie meer daarna kyk. 1 Timoteus 6 vers 17, hy sê, hoeveel die rykes in die teenwoordige wêreld, beveel die rykes in die teenwoordige wêreld, om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God, wat ons alles ryklik verleen om te geniet, dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke. Sê saam my, ryk wees in goeie werke. Nou waar kom die wet nou in? En goed wees in goeie werke.
Nou die oomblik wanneer ek werke doen om God te guns te doen as ek in die Ou Testament, wanneer ek God se liefde ontdek het, wil ek graag goeie werke doen. Die openbaring van God se liefde is 'n totale katalysator vir 'n oop hand en in goeie werke. Dan wil ek graag goeie werke doen. Maar as ek goeie werke doen om God se guns te kry, sit ek in godsdiens. Maar as ek God se guns gekry het en ek doen dan goeie werke, dan is dit uit dankbaarheid uit. Julle hoor, wanneer ek gee, vrygewigheid, hy sê, om ryk te wees in goeie werke, vrygewig en mededeelsaam. Lukas 16 vers 9 sê, en ek sê vir julle, maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon, sodat wanneer julle die lewe verlaat, julle die ewige tente kan ontvang. Dit beteken, ek gee en ek bless ouens, maar ek investeer in die toekoms, in die ewigheid in, sodat mense deur die onregverdige mammon, wat finansies, geld, of wat ook al is, dit wat jy het, vir mense kan gee, en hulle op die eind van die dag by die Here kan uitkom. Dan maak jy vir jou 'n ewige rykdom by mekaar. Ons hele lewe in samelewing is, hou net wat jy het. Dit, dink aan hy een kommuniant wat gesê het, ons regering is keep it there. Ons hou net wat ons het, jy weet. En dis hoe ons lewe, ons samelewing is dit, behou net wat jy het. Ons kan storerooms vol gepak hê, maar ons sal dit net nie vir iemand gee wat dit kan gebruik nie. Ons word nie deur goeie werke gered nie, maar ons word van die goeie werke gered. Ons word vir goeie werke gered. Johannes 15 sê, ek ken hom en hy bly, ek kan hom nie in hom bly en gehoorsaam wees. Johannes 15, hy sê, bly in my en ek in julle. Ek kan nie in hom bly en gehoorsaam wees aan God my Vader en ook gehoorsaam kan wees aan ander gode in my lewe nie. Ek kan nie in God en ander gode, ek kan nie God en mammon doen nie. En daarom is dit belangrik om gelei te word deur die Heilige Gees. So kom ons kyk, die vloek van mammon word verbreek deur die goeie werke vanuit die openbaring van God se liefde. Kan ek dit weer sê? Die vloek van mammon word verbreek die goeie werke vanuit die openbaring van God se liefde. Efesiërs 2 vers 8 tot 10, hy sê, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit is nie uit julle self nie, dis die gawe van God. Nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel geskape Christus Jesus tot goeie werke van God voorberei, sodat ons daardeur kan wandel. Hy sê, jy's nie net gered om te sê, ja, halleluja, ek is gered nie, jy's gered sodat ander mense ook gehelp kan word, sodat hulle ook by Jesus kan uitkom. Nou gaan dit nie meer net oor geld nie. Dit gaan oor wat het God vir my gegee, sodat ek 'n blessing kan wees, sodat mense ook by God kan uitkom, sodat ek vir my 'n ewige skat kan wegberre in die hemele. My goeie dade moet na God toe verwys, nie na my nie. Het julle gesien, ek het daarom 1 miljoen randjies gegee daar vir die kerk. Sit julle dat vir my op die bord asseblief? Nee, sê nee, net God weet dit, alles moet na God toe wys, nie na my nie. Dan sê, julle is die lig van die wêreld, 'n stad wat bo op die berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander, en so die gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Dit wat God jou mee geseën het, sê God, ek wil jou so seën, sodat die wêreld my goeie werke kan sien. Ouens, as julle na my kyk, is dit net 'n blessing, 'n seën van die Here. Jesus het gepraat oor die lig wat skyn, nie my woorde nie, maar julle dade. Jou dade mag dalk die enigste preek wees wat mense ooit gaan hoor. Dit wat jy doen, daai mooi goeders wat jy aan mense doen. Laat my dink aan die vrou wat 'n tip ontvang het. So julle moet nie bekommerd oor die kind nie, dis 'n gewone klein seentjie. So die vrou sit, sy is 'n waiter in Amerika, en 'n man, die Here praat met hom, hy sê, gee vir die vrou 'n $30 tip. Nou, wie was onlangs in Amerika, laat ek net hoor hoeveel kos het, is 30. Ok, en sy kry dit, en na 'n tyd kom hy weer daarby, en hy hardloop na haar toe, of die vrou hardloop na hom toe, sy sê, jy het laas keer vir my 'n tip gegee, en ek het vir my 'n reeks gekoop, oor my geestelike groei, en God het my lewe verander. En die Here, hy was so gehoorsaam, om te dink, weet jy wat, ek kan hom vandag net 10% tip gee, niks verder nie. En die Here sê vir hom, nee, ek wil hê jy moet sommer 'n klompie geld gee. En hy gee $30 gee hy, en daar verander daai vrou se lewe, want sy kon iets gaan koop wat haar lewe verander het.
en sy daai getuienis gebring. En net so kan God ons gebruik. Jy moet die ander mense help op jy moet ander mense help op die manier wat hulle dit nodig het, en nie op die manier wat jy wil gee nie. Dit word gelei deur die Gees. Hy sê, julle wat deur die Gees van God gelei word, julle is kinders van God. So met ander woorde, as ek by geld en goeders kom, Here, gee my, ek wil graag gehoorsame oor hê. Ek wil hoor wat U vir my sê. Wat moet ek vir die persoon gee? Hier staan 'n persoon in 'n til, en jy sien hulle sukkel 'n bietjie om deur te gaan met finansies, en jy sê, moenie bekommer, ek betaal sommer vir jou. En daar stap hy mense weg, en moontlik sê, dit is die laaste ietsie wat ek gehad het. Dankie daarvoor, dit het my lewe verander. En God kry die eer. Amen. Is julle reg? Blaai saam met my nou 1 Konings 17 vers 8 tot 16. Gaan ons 'n bietjie deurwerk. 1 Konings 17 vers 8 tot 16. Nou die verhaal gaan eintlik oor Elia, en wat by die vrou, dit's droogte in Israel, en dit gaan nie goed nie. En ek wil hê jy moet vanoggend na die stuk luister asof wat in jou eie lewe is. Daar's miskien 'n droogte in jou lewe in enige faset vanoggend. En God sê, ek wil vanoggend vir jou wonderwerk doen. Of dit nou jou verhoudings is, jou finansies of wat ook al, maar kom ons lees saam met my vers 8. Hy sê, so het hy na Sarfat gegaan. Toe hy die stadspoort kom, was daar 'n weduwee wat stokke bymekaar maak. Hy het haar geroep en gevra, sal jy vir my 'n bietjie water in 'n kruik bring sodat ek kan drink? Nou Elia kom nou terug van die rivier af, Krit, en daar die kraaie vir hom vleis gegee. Kan jy dink kraaie gee vleis vir ou? En hy het genoeg water gehad, toe droog die water op, en die Here sê nee, gaan na die vrou toe. En hy roep en sê vir my, sal jy vir my 'n bietjie water bring? Terwyl sy gaan bring om dit te bring, roep hy en hy sê vir haar, bring asseblief vir my 'n stukkie brood. So seker as die Here U God leef, antwoord sy, ek het geen brood nie, net 'n handvol meel en 'n pot en 'n bietjie olie in die kruik. Wie het al by daai punt gekom? Jy sê, hoor die ouens, dis nou die laaste een, nou, ek is nou, dis out and down nou, jy weet, down and out. Ek het nou niks meer nie. Hierdie vrou sê, hy sê, bring net vir my 'n bietjie water, maar bring vir my 'n stukkie brood ook sommer saam. Maar die ou is verwond, kan jy glo? Jy kom kuier by iemand, sê maar, gee my 'n bietjie water, maar gee my sommer 'n stukkie brood ook. Ek is besig om 'n paar stokke bymekaar te maak om huis toe gaan en vir my en my seun 'n maaltyd te maak sodat ons dit kan eet en sterf. Ten spyte van haar haglike omstandighede het die weduwee aan Elia se versoek voldoen. Haar daad van gehoorsaamheid, hoewel klein en skynbaar irrasioneel in die lig van haar eie behoefte, het die toneel vir 'n wonderwerk gestel. God vra dikwels van ons stappe van geloof, om stappe van geloof te neem, selfs wanneer ons hulpbronne skaars is. En dan dink ek, Here, is dit nou nodig op hierdie oomblik om dit nou vir my te vra? Wie het al so gevoel? Jy weet, jy is op 'n plek wat jy besef, daar is nou niks meer, nou vra die Here vir my nog iets. Jy weet, ek moet nou nog iets doen. Hoor net, in daai oomblik van gehoorsaamheid maak vir haar deur oop vir baie, baie groter wonderwerke. En jy sit hier vanoggend en jy dink, man, ek kom nie eens uit my einde van die maand nie. Ek het baie maand oor vir die einde van my geld. Jy weet, na die einde van my geld, in plaas van vir die einde van die maand. En hoor net sê, gehoorsaamheid aan God se instruksies maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Dit maak die deur oop vir sy bonatuurlike voorsiening. Is julle hoor? En ek wil sê, as jy nog nie in 'n krisis was nie, gaan jy moontlik in 'n krisis kom. En as jy nou in 'n krisis is, gaan jy moontlik nou daar uitkom. Maar ergens van ons lewe ervaar ons krisisse. Alright, kan ons net sien almal wat nog nooit 'n krisis in sy lewe ontvang het nie? Ervaar dit nie? Ja, dankie. Ons die Here seën jou. Dankie Pieter. Gehoorsaamheid aan God se instruksies maak nie saak hoe moeilik nie, maak die deur oop vir sy bonatuurlike voorsiening. En ons weet baie keer, Here, maar hier is nou 'n groot ding wat ek moet doen, maar jy weet nie wat is in jou hand nie. Daar gaan 'n groter openbaring, 'n groter wonderwerk in jou lewe gebeur. En ek sê so, ek skryf so en sê, wat sê God deur sy woord oor gee, of tiendes, of offergawes? Is ek gehoorsaam daarin?
Dit herinner ons aan dat God se wee hoor as ons wee is. Jy weet, baie keer sê ons, dis God se wee is hoor as my wee. En ek het dit altyd negatief gesien. God se wee, hy sê, wanneer ek het half negatief dink, God het altyd goeie dinge oor my. Hy bedink goeie dinge oor my. Sy wee is altyd hoor as my wee. En sy voorsiening is gekoppel aan ons bereidwilligheid om te vertrou dat en gehoorsaam te wees, om te vertrou dat God sal doen wat hy sal sê, en dat ons sal gee deur ons gehoorsaamheid. God se voorsiening is bo ons verwagtinge. God se voorsiening is bo ons verwagtinge. In vers 13 sê Elia het vir haar sê, moenie bang wees nie, gaan huis toe en doen net soos jy gesê het, maar maak eers 'n klein broodjie vir my, en wat jy het en bring dit vir my, en maak dan iets vir jou en jouself, jou seun. Ek dink, as iemand vir jou sê, hoor jy nie, dat wat jy nou het, is nou die laaste paar 10 rand in jou, ag, maar geef sommer dit ook, jy weet, dink jy, man, ek het jy ons nou gesê, man, ek is klaar, ek maak nou net die laaste goedjies by mekaar, en dan gaan ons nou maar doodgaan, jy weet, hier kom 'n godsman en sê, nee man, God wil jou seën. Elia het vir haar sê, moenie bang wees, jy gaan huis toe en doen soos jy gesê het, maar maak eers my 'n klein broodjie van my, en bring dit vir my, en maak dan iets vir jouself en jou seun, jy bring dit eers vir my, want dit is wat die Here, die God van Israel sê, nie Jan, Koos, Piet of Elia nie, dis wat God sê, daai laaste oomblik, wat die enigste dingetjie wat jy het om nog vast te hou, is God sê, wil jy dit nie ook maar los nie, want dan kan ek jou hand weer vol maak, die oomblik as jou hand oop maak, is hy weer reg om te ontvang. Want dit is wat die Here, die God van Israel sê, die pot meel sal nie opraak en die kruik olie sal nie leeg raak tot die dag dat die Here reën op die land stuur nie. Sy het gegaan en gedoen wat Elia vir haar gevra het, gesê het, vers 16, so was daar elke dag kos vir Elia en vir die vrou en haar familie. Die pot meel het nie opgehou nie en die kruik olie het nie leeg geraak nie, volgens die woord van die Here wat deur Elia gespreek is. En dink jy, daai woord is ook vir ons? Die oomblik wanneer ek sien, weet jy wat is die laaste klomp, en Here sê, ek wil hê jy moet net jou hand oopmaak, want ek wil hê jy moet ontvang. En dan begin jy agterkom, maar die Here begin my te seën, en in tyd van droogte is altyd genoeg. God se voorsiening vir die weduwee en haar seun het meer as net 'n eenmalige maaltyd ingesluit. Wonderlik, dit was nie net eenmaal, hy potjie het nie leeg geword nie, ek dink hulle het toe sommer oggend aand barrig broodjie geëet, nee. Dit het hulle gedurende die hele hongersnood weer onderhou, die wonderwerk van die nooit eindigende meel en olie teen God se vermoë, om oorvloedig meer te voorsien, wat ons vra of dink. Dink julle dit is mense van vandag sit in krisisse, en hulle sê, daar is 'n weduwee, wat net, dit kan net nie meer verder slegter gaan nie. God se voorsiening is nie net vir die onmiddellike behoeftes nie, maar dikwels oorvloedig en aanhoudend. Ag Here, help my net deur hierdie een etiekie. Die Here sê, weet jy wat, ek wil jou seën tot die droogte op is. Maar wees jy net gehoorsaam. Wees net gehoorsaam. Het jy al agterkom, as jy loop, en jy weet, daar is 100 rand in jou beursie. Ek weet nou, baie ouens loop nie met soveel geld rond nie. Maar daar is 100 rand in jou beursie, en hier kom 'n ou en jy voel, ek moet vir daai geld gee, en dink ek, nee regtig, ek hoop ek het 20 rand in my beursie gehad, hierdie 100 rand is nou net te veel vir daai ou. En dan begin jy nou so half die ding so, jy weet, evalueer, ag maar kyk hoe lyk sy skoene, hy het goeie skoene, hy dit, weet, dan begin jy, en God sê, wil jy nie vir hom gee nie, het gaan eintlik oor daai, het gaan eintlik oor jou hand wat moet oopgaan. En dis waar ons gehoorsaam moet wees. Jy word wakker en jy dink, hoorie man, daai een vrou wat die Here vir my gewys het, ek het haar Sondag gesien, en sy het nie eintlik iets gehad nie. Laat my dink aan 'n vrou, sy sit in die diens, en sy gee elke keer so getrou 'n 100 rand tiende, en die Here sê van daai dag vir haar, ek wil hê jy moet 140 rand gee. Sy sê, Here, ek nog brood koop as ek hier vanaf ry. Die Here sê, ek wil hê jy moet 140 rand gee. Sy sê, Here, maar okay, iets gesê, ek moet dit gee, en sy vat die 100 rand, en sy kyk die laaste 40 rand in haar beursie, dis die laaste wat sy het, en sy gee dit in, en sy sê, Here, ek gee dit, ek is gehoorsaam. En daar was 'n man gewees, hy het elke Sondag met 100 rand in sy sak geloop, en hy het elke keer as hy so uitstap, dan sê, Here, vir wie moet ek vandag 100 rand gee? En die man loop so die dag uit, en hy sien die vrou so, en die Here sê, daar is die vrou, gee vir 100 rand.
Maar vat jou beursie en kyk wat is in jou beursie. Toe inkyk, toe staan dis al R140 in sy beursie. Hy sê, Here, ek gee altyd net R100. Die Here sê, ek wil jy moet vandag R140 gee. En hy stap na die vrou toe en hy sê, hoorie, ek weet nou nie, maar ek wil net vir die R140 gee. Bars in trane uit. Toe die Here net haar gehoorsaamheid getoets. En baie keer dink ons, Here wil die ryk ouens, hulle moet nou geloof. Die Here sê, ek wil jou geloof toets wat baie keer min het. Maak jou hand oop. Hoor wat gebeur, wanneer ons begin gee, dan sien die Here baie meer oorvloedig en aanhoudend in ons lewens. Hy vers 17 sê, na al die dinge, hy die seun en van die vrou, die eienares van die huis siek geword, en sy siekte was baie ernstig, totdat daar geen asem meer in hom oorgebly het nie. Nou baie kere dink ek, maar ek het daarom nou gegee, die Here seën my, nou hier gebeur 'n ding, en vragties, dis daai pastoor, daai priester, daai profeet se skuld, né? Jy weet? En baie keer kom jy het nou alles, jy het voorsiening gehad, jy het kos wat jy eet, maar het jy 'n krisis met jou kind wat doodgaan, 'n kind wat siek is, verhoudings wat opgebreek word, of wat ook al, en jy sê, Here, vandat ek besluit ek wil gee, nou kyk wat gebeur, wie het al so gevoel? Net die dag toe ek gehoorsaam was, toe gebeur daar erger dinge met my. Hoor wat sê hy? Hy sê vers 18, hy sê 17, vers 18, toe sê sy vir Elia, wat het ek met u te doen? Man van God, u het aan my toegekom om my ongeregtigheid en gedagtes in te bring en my seun dood te maak. Toe kry hy som die skuld, né? Gaan nie aan hierdie beursie, hy sê, wat het in hierdie huis ingebring? Toe sê hy, dit gaan nie oor jou beursie nie, dit gaan oor jou hart. Jy weet, ja, ek het dan nou voorsiening gekry. Gaan nie oor jou beursie nie, dit gaan oor jou hart. En Louis het laasweek daaroor gepraat. Vers 19, maar hy antwoord, gee jou seun vir my, en hy het hom vir haar op sy skoot afgeneem, en hom opgedra na die bokamer waar hy self gewoon het, en hom by bed neergelê. Hoor wat sê hy? Dit gaan nou nie meer oor broodjies en water en olietjies nie. Dit kos nou 'n wonderwerk. En hy het die Here aangeroep en gesê, Here my God, u het self oor hierdie weduwee by wie ek vreemdeling vertoef, 'n onheil gebring deur haar seun te laat sterwe. Daarom het hy 3 maal uitgestrek oor die kind en die Here aangeroep en gesê, Here my God, laat die siel van hierdie kind tog terugkeer. En die Here het Elia verhoor en die siel van die kind het in hom teruggekeer, sodat hy weer lewendig geword het. Is dit nie 'n wonderwerk nie? Baie keer, dit begin met 'n broodjie, dit begin met 'n broodjie wat moes gegee word, deur gehoorsaamheid. En hierso gaan dit nie net oor een ete nie, dit gaan nie oor 'n klomp etes nie, dit het nie eers gegaan oor etes wat aanhoudend was tot die droogte gebreek het nie. Dit het 'n opening gemaak vir 'n groter wonderwerk. Amen? Jy het te begin ergens gegee en eweslik sien jy, maar die Here het jou met 'n geweldige situasie wat jy jouself bevind het. Daar's mense wat aangekla was vir sekere goeders, wat nie eintlik 'n skuld was nie, en weet nie hoe gaan in hierdie situasie uitkom nie. En kom die Here, hy sê, weet jy wat, jy was mos getrou daar, jy was getrou daar. En in daai situasie, praat ons van, sê, hier kom die vrou en sê, dit was jou skuld, man van God, dis daai pastoor, daai dominee, daai prediker, het gesê ons moet gee, en kyk nou wat gebeur in my lewe. En die Here sê, hou net vas, ek gaan vir julle wys, wat se wonderwerk daar uitkom. Is jy nog hier? Ek is amper klaar. Wanneer ons hom vertrou, kan hy ons skamele hulpbronne in meer genoeg omskep. En hierdie verhaal moedig ons aan om God se vermoë te glo, om te onderhou, om ons te onderhou en net te bou, en nie net te hou nie, maar deurlewend, nie net een oomblik nie, maar deurlewend kan hy vir ons help. Soms is jou gehoorsaamheid aan God 'n seën vir ander mense. Soms is jou gehoorsaamheid 'n groot seën vir ander mense. As jy 'n gees van mammon oor jou lewe wil verbreek, begin gee en begin goeie dade aan mense te doen. Jy stop by iemand se huis en sê, weet jy wat, ek hoor is maar roffie by jou huis. Ek wil hê jy moet graag, ek het sommer gekom om jou skoolgoed vir jou te was. Jy weet wat sê ons mense, nee, dis nou regtig nie nodig nie. Sê, weet jy wat, ek sommer net hier om jou kombuis vir jou netjie netjies gemaak, en jy was nie in staat die afgelope tyd om dit te doen nie. Klein goedjies.
Ek praat nie ons moet dit vir studente doen nie, want dit is altyd in mekaar daar. Ek wil vir die maas sê, julle moet ophou met dit te doen. Nee. As jy die mag van Mammon, die gees van Mammon oor jou lewe wil verbreek, as jy altyd dink jy het nie genoeg nie, begin te gee. En verwag nie net dat God vir jou gaan voorsien in jou finansies of in jou voorsiening wat jy nodig het nie, maar dat hy gaan vir jou doen ver bo wat jy kan bid of dink volgens die krag wat in jou werk. En dan kom hy by plek en hy herstel verhoudings, hy herstel klomp dinge in mense se lewens. Ons laat my dink aan een tyd toe ons uitgereik het na Zambia toe, ouens kom hier na toe, en daar was ouens se hande wat oop was. Ons het so R70,000 gekry om 28 pastore toe te rus vir 2 weke. Ons het hulle verblyf gegee, ons het hulle opleiding gegee, en dit wat hulle nodig gehad het, en al ons resources wat ons gehad het, wat ons mee vir hulle geteach het, en opleiding gegee het ons vir hulle net so gegee, en sê, nou gaan julle Zambia toe, en julle gaan vat het net so, en nooit dag te bel ou my, sê, pastor, het gaan nog steeds goed, ons gebruik nog al die goed wat julle vir ons gegee het, deur 1 of 2 mense wat gesê het, weet jy wat, ons bless julle, ons het vir hulle baadjies gegee, ons het hulle blyplek gegee, ons het hulle kos gegee. En dank die Here dat iemand se hand oop was en ons almal kon kanale gewees het wat deur God gewerk het. Ons het net besluit, ons gaan hulle net leer om vis te eet, ons het hulle geleer hoe om vis te vang. En God het ons die vermoë gegee deur mense wat gehoorsaam was. Wat jy met jou geld en tyd doen, toon wat in jou hart waardeer. God wil hê jy moet vrygewig wees. A generous person will prosper. Whoever refresh others will be refreshed. Is Spreuke 11 vers 25. En dan sê hy so in Handeling, hy sê, and God's grace was so powerfully at work in them all. Jy weet, almal tot bekering gekom, en hoor wat gebeur, and God's grace was so powerfully at work in them all, that there were no needy person among them. Geen ou was behoeftig gewees nie. En nou as ek vanoggend die vraag, laat al die behoeftiges vanoggend hier opstaan. Wie sê, weet jy, ek is behoeftig? En die Here sê, ek wil hê nie een ou in hierdie gemeente moet behoeftig wees nie. Daai tyd het hulle sommige gesê, kom ons verkoop sommer al ons goed en ons verdeel dit sommer onder almal. Dis nogal 'n storie. Dan kry jy mos die ander ou wat sê, terwyl die ouens verkoop, ek wil kyk wat ek wil hê, maar daai ou en daai ou, jy weet, so, dis weer, is jy greedy weer in daai gesin. Dis die tipe kerk wat ons gaan wees, wil wees. God het ons met meer as wat ons nodig het geseën. Ons is ryk. Ons sal nie op rykdom vertrou nie, maar op hom wat ryklik voorsien. Hoor julle? Ons sal op hom vertrou wat ryklik voorsien. Weet, God voorsien nie net ons finansiëel nie, hy voorsien in alles wat ons nodig het. Gees, siel en liggaam, verhoudings, enige ding. En dit begin by 'n toets of ons hand oop of toe is. 1 Korintiërs 10 vers 26 sê, want die aarde behoort aan die Here en alles daarin. Psalm 24 sê, Psalm van Dawid, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Dis my boodskap vanoggend. Hoe breek ek die gees van Mammon oor my lewe? Is om jou hand oop te maak om te gee, maar ook goeie werke. Hier's ouens wat kom en sê, maar ons wil graag iets doen vir ou mense, ons wil graag ou huis iets gedoen. Dis 'n goeie plek om te begin. Dis 'n goeie plek om mense, maar vra vir die Here as jy oggend wakker word, Here, is daar miskien 'n behoeftige mens wat U op my hart lê? Ag nee man, sy het intrent alles man. Jy weet, seker kom by 'n plek en dan dink jy, wat het jy nou nog nodig? En al wat jy kom, jy het 'n vars broodjie gebak. En jy sê, ek het sommer aan jou gedink. Sommer 'n broodjie vir jou gebring. En die Here maak harte oop. Net deur om goeie werke vir mense te gee. Kan ons ons oë toe maak? Dan bid ons saam. Die reden van die Here van Torah, die skadu van die Heilige, die Almagtige, en ek sal sê, die Here is my verste
Jy sit vanoggend hierso en jy sê, Here, ek het nie eens meer honger nie, maar my seun is al dood. Ek weet nie wat die omstandighede is vanoggend nie, maar moontlik is daar iets in jou lewe wat jy voel, maar ek het my kant gebring. Here, maar daar is sekere goeders in my lewe dood. En ek roep uit vanoggend. En ek roep saam jou uit vanoggend. Here, dat U sal help. As jy vanoggend, so terwyl ons oë toe is, as jy sê, Here, ek het regtig, as ek vanoggend kan uitroep, sal ek graag dit wil doen. Wil jy nie die hand opsteek en sê, ek is 'n ou wat vanoggend wil uitroep. Here, ek wil uitroep. Help my. My finansies, my omstandighede. Help my. Steek net jou hand op. Wees net vrymoedig. Tot selfs in jou finansies. Het voel of jy net nie 'n deurbraak kry in jou finansies nie. Vader, ons bid vanoggend vir elkeen wat sy hand opsteek en hy of haar. Vader, ek bid in die naam van Jesus dat U, Here, soos Elia wat hom uitgestrek het oor daai dooie seun, Here, strek ons uit oor hierdie dooie probleme in elke persoon se lewe vanoggend. In die naam van Jesus roep ons vanoggend, Here, dat U sal 'n deurbreek sal gee, 'n deurbraak sal gee in die naam van Jesus. Dankie, Vader. Here, dat ons harte sal oop sal wees om liefde te kan gee, dat ons goeie dade sal doen, omdat ons ontdek het wie U is in ons lewe. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Dankie, Vader. Dankie dat U